Nou, as deel van 'n Wêrelddiabetesdag wat vandag aandag geniet, kuier Dr. Nadia Joubert by ons in ons gesels bietjie meer oor hierdie groot probleem wat verseker dalk nie genoeg aandag kry nie. Goeiemôre. Goeiemôre. Baie dankie dat jy vanoggend hier is om te gesels oor diabetes. Dit voel soos 'n woord wat ons almal ken. Ja. Baie mense hoor dit, iemand het dalk 'n familielid, maar tog weet ons dalk nie genoeg daaroor of hoe mense dit ondersteun nie. So kom ons begin oor hoe algemeen is diabetes in Suid-Afrika. So dit is nogal redelik algemeen en dit is ook 'n progressiewe siekte op die oomblik. So baie mense as ons kyk na die statistiek in 2040 lyk dit of dit al kan verdubbel. So tans is omtrent 4.2 tot 5.7 miljoen mense in Suid-Afrika wat wel diabetes het, maar in 2040 verdubbel daai getal omtrent. En as jy kyk na volwassenes, het omtrent 1 uit 3 volwassenes suikersiekte of diabetes. En 90% van daai mense het gewoonlik tipe 2 diabetes. En baie tipe 2 diabetes weet nie eers hulle het suikersiekte of diabetes nie. So dit is nogal iets wat styg en daarom dink ek is die bewusmaking van dit baie belangrik. Jy verwys na tipe 1 en tipe 2. Tipe 2 soos jy sê is beginfase. Hoe kan 'n mens die twee uitmekaar onderskei? So as pasiënte by my kom sit, verstaan nie noodwendig dat daar verskillende tipes diabetes is nie. So my werk is dan om te gaan kyk as daar 'n individu by my kom sit watter tipe diabetes hulle het. Daar's 'n merkwaardige verskil tussen die twee. Ja. En dan tussenin is daar nog ander tipes ook. So maar vir ons gesprek gaan ek dan nou net bietjie uitbrei op tipe 1 en op tipe 2. So tipe 1 diabetes, wanneer hulle dan begin om hoë suikers te kry, is hulle gewoonlik nogal redelik simptomaties. So hulle sal byvoorbeeld meer water wil drink, meer gereeld gaan urineer, baie honger voel en gewig verloor. So ek sê altyd as iemand sulke simptome het, moet jy dadelik jou suiker gaan toets. En dit is ook baie keer in ons jonger generasie, ons kleiner kinders, ons tieners, jong volwassenes. So hulle kan nogal baie siek wees as ons dit nie optel nie en baie van hulle kan in die hospitaal opeindig met wat ons noem 'n DKA, diabetiese koma. So meeste van daai pasiënte was in die hospitaal en dan kom hulle na ons toe of word verwys na ons toe en dan help ons hulle verder om hulle insulienterapie te verduidelik en ook hulle behandelingsregimes uit te werk. Maar tipe 2 diabetes is my 'n groot probleem want mense kom by my en sê maar hulle het nie eers geweet hulle het suikersiekte nie want hulle voel nie sleg nie. En daarom is dit belangrik voel ek dat as jy na jou huisdokter toe gaan of by apteek is om net 'n vingerprik suiker te doen en as dit verhoog is of as die suster daar vir jou sê dis verhoog om dan by jou huisdokter uit te kom dat ons die nodige toetse kan doen. Want dit is tog belangrik om te weet of jy suikersiekte het of nie as gevolg van die progressiewe aard van die siekte en om komplikasies te kan vermy. Ja, mens kan oogskade kry byvoorbeeld baie van as gevolg daarvan, behalwe natuurlik van organe en dies meer. Maar tipe 2 is behandelbaar met byvoorbeeld ordentlike dieet. Ja. So baie mense vra ook vir my is tipe 2 diabetes omkeerbaar. So dit is nie noodwendig omkeerbaar nie. Ek sê altyd jy kan in remissie gaan. So as jy kyk na jou leefstyl, byvoorbeeld na 'n goeie dieet volg, beduidende gewig verloor, oefen, kan jy eintlik half in remissie ingaan waar jou bloedsuikersvlakke redelik normaal is. Ja. En dan is dit belangrik om te besluit, het hierdie pasiënt eintlik nou medikasie nodig of kan ons net met leefstyl dit hanteer? Maar sodra jy nie die leefstyl handhaaf nie, gaan jou suiker opgaan, verstaan? Want tipe 2 diabetes is 'n progressiewe ding en ek gaan nou in baie leuke taal verduidelik dat wanneer jou pankreas skei insulien af, daai insulien moet suiker uit jou bloed uitvat. Tipe 2 diabetes as hulle die heeltyd blootgestel is hulle lyf aan hoë suiker dan raak eintlik jou orgaan moeg. En dan moet ons hom help deur dan die korrekte medisyne te gee. Diabetes is ook insulienweerstandig. So ek wil hê hulle insulien moet optimaal kan werk om die suiker in die selle te vat. So dit is belangrik om te oefen want dit help vir jou insulienweerstandigheid. Dit is belangrik om 'n goeie ek hou nie van die woord dieet nie want mense dink dan moet hulle nou op hierdie verskriklike snaakse dieete gaan wat op sosiale media geadverteer word, maar dit is reg eet. Ja. So ons het 'n baie groot multidissiplinêre benadering tot suikersiekte ook. So ek werk saam met dieetkundiges, podiatriste, dan ook spesialiste, nierspesialiste, kardioloë. Verstaan, dis nie net
suiker en ek gee medikasie vir dit nie. Daar's bietjie meer agter dit ook. Ja. As iemand 'n diabetes, watter uitdagings staan in die gesig? Veral as kom byvoorbeeld by 'n werksplek of in skool? So daar's eintlik baie uitdagings en ek my hart gaan so uit na my pasiënte partykeer. So veral ek wil nou nie eintlik sê tipe 1 en 2 wat is erger nie, maar as jy nou in die werksplek is, moet jy gereeld jou suiker kan toets, want 'n fluktuasie in bloedsuiker veg 'n aksie. So as 'n pasiënt by die werk is en sy suiker begin val, hulle het simptome daarvan, hulle bewe, hulle voel nie lekker nie, angstig, en baie van my pasiënte verloor bewussyn en hulle kan selfs konvulsies kry. So as jou suiker begin val en jy kry die simptome, moet jy 'n aksie kan toepas. Ek het in my praktyk protokolle wat ek vir my pasiënte gee om te sê hoe om lae suiker te hanteer, hoe om hoë suiker te hanteer. Ons het oefenprotokolle. 'n Pasiënt kan nie net gaan oefen sonder om voor die tyd sy suiker te meet en seker te maak dat sy suiker op 'n ideale vlak is, sodat of om te keer dat dit val nie. So jy weet, en baie van my pasiënte is skaam by die werk. Hulle wil nie hipoglikemie hê nie en daai is nogal vir my 'n probleem want hulle projiseer dan hulle werksomstandighede of hulle werk bo hulle gesondheid. So hulle sal byvoorbeeld in die week, as jy sê nou kyk na hulle CGM's wat nou waar jy continuous glucose monitoring het, in die week is die suikers hoog by die werk en naweke lyk dit mooi, maar dis omdat hulle bang is baie keer dat hulle suiker val en dan daai stigma wat daarmee gaan van sy suiker is nou weer laag, hy het nou weer geval en almal moet reageer. So dit is nogal die uitdagings wat hulle het. Tipe 1 diabetes is byvoorbeeld, ek dink om te reis iewers heen. Ja, dit is nogal veral nou met die vakansie wat nou kom. Ja, Desember is vir my een van my moeilikste tye. Ek kry, as jy nou kyk na tipe 1 en kom ons gebruik nou tipe 1 wat byvoorbeeld op 'n insulienpomp is. Hulle kan nie net reis met die pomp. Daar's consumables wat moet saamgaan. So hulle het sulke tassies wat hulle nou ekstra sensors moet insit, ekstra infusion sets. Dit is die beplanning vir 'n diabetes om te reis is nogal erg. En ek moet gewoonlik 'n vliegbrief doen as hulle sal buite die land reis om te sê hulle kan nie deur sekere van die sensors gaan nie. Ek maak altyd seker hulle het protokolle by hulle want as die pomp breek vir een of ander rede moet hulle weet wat om te doen. En dan het hulle my nommer. So ek het al 'n paar keer oproep gekry van oorsee en dan help jy maar jy help hulle want jy wil nie hulle moet in die hospitaal in die vreemde opeindig nie. So in die Suid-Afrikaanse konteks, watter uitdagings is daar vir ons as dit kom by die hantering van diabetes? So ons het 'n paar uitdagings. Ek dink medikasie is 'n groot uitdaging. Baie pasiënte kom sit by my en dan het hulle is hulle insulien gegee, maar hulle weet nie noodwendig wat die insulien vir hulle moet doen nie. So dit is dan om daai pasiënt of hy 'n slegte ervaring gehad met insulien. So vir my om dan te sit en te verduidelik wat is insulien, hoe werk dit? Hoekom moet jy sekere tye spuit? Dit is nogal iets wat mense regtig iemand moet leer want insulien, jy weet, as jy dit verkeerd spuit, kan dit gevaarlik wees. En dan as ons kyk na tipe 2 diabetes, ons het van die wêreld se beste medikasie beskikbaar, maar dit is duur en jy weet befondsing is nie altyd 100% daar vir ons pasiënte nie. As ek wil almal op die beste kan sit wat daar is, maar as 'n individu voor my kom sit, is dit tog belangrik dat ek kyk na daai pasiënt se omstandighede en dan moet ek 'n behandelingsplan uitwerk wat vir daai pasiënt volhoubaar gaan wees. En dan die ander ding wat ek ook altyd vir my pasiënte sê, waarmee ons begin, is nie noodwendig waarmee ons eindig nie. Ons raak ouer, pasiënte raak ouer, vroue gesondheid is belangrik, hulle raak meer insulienweerstandig en dan moet ons planne verander. So dit is ook belangrik vir my dat mense gereeld by my uitkom. Ek probeer pasiënte elke 6 maande sien, maar dit is ook nie so maklik nie. Ek verkies eintlik dat hulle elke 3 maande kom of as hulle 'n probleem het om eintlik dadelik te kom, dat ons dadelik ander planne kan maak. En dan om 'n gesonde leefstyl te handhaaf in ons besige skedules is moeilik. Dis moeilik vir pasiënte om tyd te maak om te gaan oefen. Jy weet, om die regte kos te koop of kos te maak. Ek meen ek self is 'n ma, hardloop 'n praktyk. In die aande is ek nie altyd lus om nou nog te kook of te gaan hardloop of ietsie nie, verstaan. So dit
ja, dit is die uitdagings wat daar is. Dr. Nadia, baie dankie vir jou tyd vanoggend en net die bewusmaking te skep en ook vir ons almal 'n bietjie advies en raad te gee oor hoe om dit beter te hanteer. Ons waardeer jou tyd. Baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit. Dit is Dr. Nadia Joubert en daar het jy dit ook gaan toets eerder vroeg as jy by die apteek of dokter is sodat jy weet waar jy staan met jou gesondheid, 'n plan vorentoe kan beraam en as jy weet iemand het, hê maar 'n bietjie meer genade met daai persoon. Dan skakel ons nou weer terug.